In vandag se gesprek oor tyd gaan ons ver terug tot by Genesis 22, waar God vir Abraham die opdrag gee om sy seun Isak te offer. Hierdie God beloofde seun, sy enigste, wat hy liefhet en vir wie hy 25 jaar moes wag. Die seun wat die begin moet wees van die beloofde groot volk, maar hy gaan sy seun ook moet slag en hy moet gaan hom op 'n brandstapel moet gaan offer. So sy grootste vreugde gaan sy grootste wroging word. 3 dae, lees ons, reis hulle na Moria toe. En nou kan 'n mens jouself afvra, in daai 3 dae het Abraham vleugte liedere gesing tot eer van God, of het sy gebreekte vaderhart trane gelek met elke tree. En toe hulle by die berg kom, moet hulle berg op, met die hout, die kolevuur, die mes en sy seun. Isak self twyfel nie oor wat gaan gebeur nie, want sy pa het vir hom gesê, en ek lees die woorde, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. En nou die vraag, het God die lam voorsien? En die antwoord is, nee. In vers 13 lees ons, toe Abraham opkyk, sien hy daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in die bos. God het nie 'n lam voorsien nie, God het 'n ram voorsien. Want God het geweet en gekies dat die enigste menslike lam wat geoffer sal word, sy seun Jesus Christus sal wees. Hy sal self sy vloekhout opdraande dra na Golgotha, om daar vir ons geoffer te word. God weet wie, wat en wanneer. Ons lewe in uitdagende tye. En in hierdie uitdagende tye word ons toenemend aan beproewing blootgestel. Tye waar daar toenemend twyfel geskep word oor God se aard en oor die offer wat Christus Jesus aan die kruis vir ons gebring het. Tye waarin ons gaan wonder of die vooruitgang van tegnologie dalk die merk van die dier op ons gaan los. Maar ons kan soos Isak sonder twyfel berg opstap agter ons Vader aan, want hy het reeds sy naam op ons voorkop, dit is ons denke, en op ons regterhand, dit is ons dade gemaak. Ons moet glo daarom en doen soos wat hy sê. God besluit wanneer ons tyd hier op aarde verstreke is, maar ons kan met die vaste sekerheid leef dat God daar sal wees die dag wanneer ons dit sien wat Johannes gesien het en waarvan hy geskryf het in Openbaring 14 vers 1. Toe het ek gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom is daar 144.000 mense, met sy naam en ook sy Vader se naam op hulle voorkop geskryf. Dank die Here daarvoor.